An SABC News presentation. Hallo en welkom by Fokus, ek is Lenet Francis. Later in die program bespreek ons die gemeenskappe se rol in die stryd teen kindermishandeling en seksuele misbruik, veral in die land se plattelandse gebiede. En ons besoek die inwoners van Sakkiesdorp in die Oos-Kaap wat 'n welkome vroeë Kersgeskenk gekry het. Maar eers, vroue en kinderregte groepe spreek gereeld hul kommel uit oor toename in geweld en hoe die regstelsel die slagoffers in die steek laat. Hoewel die wet op seksuele oortredings van 2007 bepaal dat mense wat tereg staan op seksverwante klagtes wel skuldig bevind en gestraf kan word, gebeur dit baie weinig. Fokus was onlangs in Nelspoort waar minderjarige meisies na bewering deur polisiebeamptes seksueel uitgebuit is. Die beamptes is intussen uit die diens ontslaan. Fokusregisseur Jolien Phyllis en kameraman Etienne de Beer het die verslag saamgestel. In Beaufort Wes is die pleegma se stryd om haar 8-jarige pleegdogter uit die hande van haar biologiese pa te hou hartseer. Die meisie het 'n verklaring afgelê oor haar pa se herhaaldelike pogings om seksspeletjies met haar te speel, dit terwyl sy in haar pleegma se sorg is. In die jongste voorval is sy na bewering deur haar pa in die kantore van 'n welsynorganisasie in Beaufort Wes seksueel misbruik. Sy het enkele ure later haar pleegma hieroor ingelig. Ek kyk nou net maar, ek sien net BA. Los BA aan die kind lyn. Ek sê, hoekom doen jy aan so? En die kind sê raak aan die skree, mami, hy het dit weer gedoen. Nee, Alisa, moenie, ons is party. Dit kan nie, jy is aan onder die toestel van die welsinwerker. Nee, mami, nee, hy het die tannie het uitgegaan. Toe sê ek benaders, toe sê ek, nee, gaan nie naders kyk, ek gaan nou tolle toe, ek in die tol kom, maar sien ek die deur op. Toe staan hy hier en hy sê, wat die vingertjies ons nou? Toe vat hy sy middelvinger, toe druk hy op. Toe bel ek, toe kom ek terug raak. Toe kom ek kind my so, ja, toe ek lokaal is, toe bel ek, die welsyne wat oproep is. Sê ek, hulle moet kom met die polisie. Die saak is wel tydelik van die hofrol geplaas of afgehaal, hangende verdere ondersoek wat tans plaasvind. Natuurlik is daar nog uitstaande verslae wat gekry moet word. Daar is ook besoeke wat tans gedoen word deur hierdie jeugdige en die ondersoekbeampte wat daar besorg elke maand ten minste 1 keer 'n maand dat sy forensiese sielkundige of dan maatskaplike werkers besoek hangende die uitslag van hierdie saak wat ondersoek word. In Oktober vanjaar het 2 polisiebeamptes van Nelspoort sowat 60 km buite Beaufort Wes op klagtes van seksuele uitbuiting en statutêre verkrachting in die hof verskyn. Hulle is op borg van R2000 elk vrygelaat. Die slagoffers is 4 minderjarige meisies tussen 14 en 18 jaar oud. Een van die kinders se ouers het al misnoot teenoor Fokus uitgespreek oor die polisie se onvermoë om die saak ordentlik te ondersoek. Die Wes-Kaapse Departement van Gemeenskapsveiligheid het ook die ouers hand en tand beloof om die slagoffers by te staan. Want ek voel dit was in die werkstyd, dit was in die polisiestasie plaasgevind in uniform, wat vir my sê dat die minister van polisie moet kennis dra sodat die ICD die ding kan verder vat, want my grootste bekommernis is dat die hof nie regtig weet, die regte detail weet hoe die goed plaasgevind het. En dit maak my bang dat die dag dat hulle kan vrykom van hierdie goed af, want dit is nie die eerste keer die ding nie. Dit kom al geruime tyd aan en vir die gemeenskap lyk die goed al normaal. In beide gevalle het die beweerde seksuele uitbuiting oor 'n paar maande plaasgevind. Van ons uitdagings is rondom die kennis van die Sexual Offence Act regtig van 2007. Want die fokus is veral op statutêre verkrachting en verkrachtings, maar hulle fokus nie op seksuele uitbuiting wat die grooming proses, die sagmaakproses kan wys sodat enige beweerdes verantwoordelik gehou word vir die proses waar die kind of die persone sag gemaak het tot waar hy toeslaan nie. Die ouers meen hulle tree aktief op om hul kinders se regte te beskerm, maar hulle het steeds nie 'n stem nie.
maar my hart gaan brand vir die onweerlose kinders, voornamelijk my pleegkind. Baie daar niemand hulle sien nie wat ek deurmaak met die kind nie. Hulle sien nie waar of hoe ek die kind nie. Alleen dat ek vat die kind sien dit is die waarheid, want dit is 'n seertjie in 'n hart. So ek voel waarheen moet ons gaan as die polisie hulle werk doen? As dit net saak word uitgeskop saak en ons word nie verwittig van dit. So ek voel dat kan die media maar doen met hulle gang. As al iets waaraan kan vir hulle in die polisie op die tone kan hou. In die eerste plek het die maatskaplike diens het nooit weer vir ons opgevolg nie. Selfs die kinders het nog eens berading gekry nie. En my bekommernis is hier lê die eindeksamen vir kinders voor en ons weet hoe erg is die kinders getraumatiseer nie. Want ons as ouers is dan getraumatiseer, wat te meer nog die kinders. So ons is beloof van sielkundige berading en klomp goede, maar niks is nog in plek. In Beaufort Wes word seksuele verwante sake op streekvlak hanteer en die klaers moet soms tot 'n jaar wag voor 'n saak aangehoor word. Kenners meen daar is wetgewing in plek om die kinders te beskerm, maar word nie doeltreffend toegepas nie. Mans kry te maklik borg. Dis die een groot challenge. En dan is dit baie keer het ek in howe gesit waar ek hoor dat kinders se karakters van kleins af uitmekaar het geskeer word deur defense attorneys. En dan het hulle ook 'n ding waar slagoffers se name enige tyd in die hof blootgestel word. En ek dink dis een van ons goede wat definitief na gekyk moet word, veral in ons 16 dae van aktivisme. Ons wetgewings, dit veil ons kinders. Hierna praat ons met 'n kenner oor die misbruik van kinders en die regstelsel. Bly ingeskakel. Welkom terug. Die internasionale 16 dae veldtog van geen geweld teen vroue en kinders het verlede week afgeskop met die tema van vrede in die huis tot vrede in die wêreld. Hier by Fokus het ons die afgelope jaar verskeie stories landwyd gedek oor kinders wat seksueel uitgebuit of mishandel is. En baie van die stories, net soos die een wat u pas gesien het twee elemente na vore gekom: swak ondersoekwerk deur die polisie en 'n gebrekkige regstelsel. Vanaand sluit Marcel van der Walt, 'n oud polisieman en tans dosent aan Unisa se departement van polisiepraktyk vanuit die Pretoria ateljee by ons aan. Welkom by Fokus Marcel, dankie vir jou tyd vanaand. Goeienaand Lenet, baie dankie. Marcel, jy's oud polisieman en jy sal weet dat daar soms optimisme en soms pessimisme is in die wyse waarop sake ondersoek word en dat die skuldiges, die wat aangekla is, nie eintlik in 'n tronksel beland nie. Waar val die pap op die grond, Marcel? Lenet, ek dink dit is in baie opsigte baie meer kompleks as wat ons erkenning aan voorgee. Ek dink dit is wel bekend dat die polisie of een instansie in sy eie hoedanigheid nie misdaad op sy eie kan bekamp of noodwendig eers ondersoek nie. Ek dink ons moet erkenning gee aan die multidissiplinêre fasette wat hierdie tipe probleme skep. En ek dink veral daai tipe misdrywe wat gepaard gaan met vrouens en kinders in 'n gemeenskaps opset. So ek dink in baie opsigte my ervaring ook in die ondersoekveld is dat daar baie kere 'n tekort is aan kommunikasie en die verskillende prosesse wat afskop sodra 'n persoon gearresteer word. Is daar 'n hele paar prosesse wat inskop waar daar 'n interafhanklikheid dan onmiddellik ontstaan tussen die polisie, die nasionale vervolgingsgesag, maatskaplike werkers, nie-regeringsorganisasies en ook die gemeenskap wat 'n fundamentele rol speel om seker te maak dat al hierdie prosesse parallel saamloop sodat jy weet sodat 'n saak suksesvol deur die hof gesit kan word. So ja, dis in 'n neutedopie. Ek wil eintlik hê ons moet so in 'n neutedop net daarna kyk nie, want ek wil tog hê daar is 'n verwagting dat as jy 'n saak gaan aanmeld dat die skuldige voor stok gebring gaan word. Jy het nou verwys na verskillende prosesse en gepraat van 'n interafhanklikheid. As jy kyk na die tydsduur tussen wanneer jy dit aanmeld en die vervolging begin en die persoon uiteindelik in die tronk beland, wat is dan die probleem? Is dit net swak ondersoekwerk, Marcel?
Wel net ons moet erkenning gee dat swak ondersoekwerk in baie van hierdie sake is 'n baie groot probleem. Ek dink as 'n ou kyk na wanneer 'n saak aangemeld word en die periode wat dit vat vir daai ondersoekbeampte om die nodige verklaringe te bekom voordat daai persoon gearresteer word. Baie keer praat 'n ou van weke wat verbygaan. En wat dan baie in hierdie tipe sake gebeur is, die verdagte kry dan 'n kans om sy eie onderhandelingsproses aan te knoop met families, waar dat amper half so 'n informele opsie waar gemeenskappe dan by mekaar kom en hierdie ding op 'n ander manier uitsorteer, waar wat eintlik moet gebeur is, die saak moet so gou as moontlik aandag geniet, verklaringe moet bekom word en die persoon moet gearresteer word, sodat die regsproses kan inskop. Maar dit is 'n feit, dit is heeltemal te lank, die feit dat party sake 3-4 jaar vat, jy weet, dit kom op 'n punt waar ouers moet opweeg, jy weet, die ontwrigting wat dit aan die kind teweegbring en die impak wat dit het op sy sosiale lewe, op die skoolwerk en op die einde van die dag, na die hoeveelste uitstel, besluit die ouer net, jy weet, ek kan myself nie meer hiermee vereenselwig nie, en dan word daar besluit om die saak dan eerder te laat vaar. Maar ondersoekwerk is definitief fundamenteel, maar weer eens om terug te kom, daar is 'n hele paar prosesse wat parallel saam met dit loop. Vir my voel dit soms asof daar 'n verbrokkeling aan vertroue is, juis in gesagsfigure. Ons het in ons vroeëre insetsel gesien Nelspoort polisiemanne wat veronderstel is om die beskermers van ons kinders te wees, wat juis in hierdie geval die oortreders is. Hoe op aarde skep jy dan 'n mate van vertroue? Herstel jy daardie vertroue in die polisie, in die regstelsel? Definitief. Jy weet, Lenet, in baie van hierdie kleiner gemeenskappe, jy weet, kry 'n ou waar, jy weet, almal ken mekaar. Polisiebeamptes, mense in sleutelposisies maak deel uit van die gemeenskap. En wat daai baie kere gebeur is dat jy weet, daar's hierdie onderlangse intimidasie baie kere of manipulasie van 'n situasie om nie die nodige stappe te vat nie. Maar ek dink wat bitter belangrik is dat daai my opinie op dit is dat die gemeenskap moet meer ingelig word ten opsigte van die verantwoordelikhede wat daar op die polisie is, want baie kere kom 'n persoon by 'n aanklagkantoor by die polisie en wat dan gebeur is, hulle word voorsien met minimale inligting. Baie kere weet hulle eers nie wie die polisiebeampte se naam is wat die verklaring gevat het nie. Jy weet, daar word vir hulle sekere dinge gesê, hulle word op 'n afstand gehou en die gemeenskap voel maar okay, dit is hoe ver dit gaan. Maar daar's 'n paar dinge waarna ons kan kyk. Hulle net as 'n ou net dit kan opnoem. Ek dink net as die gemeenskap verstaan wat die proses is wat inskop na arrestasie en wat die verantwoordelikhede is van 'n polisiebeampte ten opsigte van seksuele misdrywe, is daar baie spesifieke nasionale instruksies wat die polisie moet nakom, en dit sluit in om die gemeenskap op hoogte te hou en daar sekere verantwoordelikhede wat hulle dan het om mense op hoogte te hou. En wat baie keer gebeur met ondersoekbeamptes, as die klaagsters of die klaars hulle nie kontak nie, jy weet, is 'n maklike manier om op die einde van die dag die saak half onder die tafel in te vee. So ek dink dit is so belangrik dat ons die gemeenskap in kennis stel van wat hulle regte is, van watter inligting hulle toelaatbaar is wat hulle moet hê. Daar's eintlik 'n baie wonderlike voorbeeld in die Oos-Kaap wat ons een of ander tyd na kan kyk, maar ek dink dit is so belangrik dat ons 'n ingeligte gemeenskap het wat hulle obviously realistiese verwagtinge kan hê ten opsigte van die borgproses, arrestasies, en dan deur daai kennis dat daar op die skouers van die polisie dan 'n verantwoordelikheid rus teenoor hulle. Ja, maar jy kan nie net op die polisie leun nie, dis soos jy nou sê, daar is ook 'n verantwoordelikheid vanaf die gemeenskap se kant. Verwys vir my vinnig nou na die situasie in die organisasie daar in die Oos-Kaap, en dan moet ons ook veral praat oor ouers se verantwoordelikheid, want in baie gevalle lig ouers hul kinders nie in nie, of hulle doen nie wat nodig is om 'n kind te beskerm nie. Okay, nee, dis reg. Lenet, ek dink wat byvoorbeeld in die Oos-Kaap gebeur het, ek dink dit is 'n welbekende probleem in veral in die geïsoleerde areas van die Oos-Kaap met die sogenaamde Ukutwala probleem. Dit is hierdie child marriages, forced marriages, en die kulturele gebruik daarvan, en wat 'n wonderlike voorbeeld is hoe die nasionale vervolgingsgesag
saam met die polisie begin dialoog aanknoop het met die gemeenskap en vir hulle gesê het, maar hierdie is die dinge wat teenstrydig is met die wet, hierdie is julle verantwoordelikhede en hierdie is waar die lyn getrek word tussen iets wat 'n kulturele praktyk is en iets wat bietjie meer, soos hulle noem in Engels, 'n distorted version is van sekere praktyke. En so deur het die gemeenskap tot 'n besef gekom, maar wat ons tot en met dusver gedoen het, is nie reg nie. Jy weet, direk na die dialoog was daar arrestasies gewees en daar was eintlik 'n skuldigbevinding op een van hierdie sake. Ek dink dis 'n wonderlike voorbeeld daai. Die ander punt wat jy bewys het of oor gepraat het oor ouers se verantwoordelikhede om kinders in te lig en hulle te beskerm. Ek dink daar is 'n wonderlike program wat hulle moontlik binne die volgende paar jaar wil loods in Suid-Afrika. Dis 'n program wat in Wes-Australië alreeds verplig is en teen 2012 behoort dit verplig te wees oral in Australië. Hulle verwys dan na protective behaviours en wat dit behels is, jy bemagtig die kind om vir sy eie veiligheid verantwoordelikheid te neem. Wat dit behels is, jy leer kinders van kleins af, ons praat van 5, 6, 7 jaar op, waar jy vir hulle 'n halfe idee gee, wat beteken dit om eintlik veilig te voel, wat beteken dit om onveilig te voel. Dan verwys jy na onveilige gevoelens, soos, jy weet, sweterige palms, maag of spiere wat gespanne is. Jy leer hulle om die werklike termes te gebruik van wat met hulle gebeur, wat in baie opsigte, in baie konservatiewe huishoudings, mag die kind byvoorbeeld na haar of na eie sy private dele verwys as die woord of die term nie. Wat gebeur het, so ruk terug, is 'n dogtertjie, die onderwyseres vra vir die dogtertjie, maar hoe was jou naweek? En sy het met 'n halwe bietjie trane in haar oë, sy gesê, nee, my pa het geld in my beursie gesit. En die wat eintlik beteken dat sy was gemolesteer deur haar pa. Onderwyseres het vir haar gesê, wel, jy is veronderstel om gelukkig te wees oor jou pa gee om vir jou. En daar was daai persepsie in haar raamwerk is, jy weet, ek vertel mense, maar niemand luister vir my nie. So, wat die protective behaviours behels is om al hierdie dinge wat die oortreders tot hulle eie guns gebruik, probeer ons nou die kinders half oplei om hulle onaantreklik te maak vir die oortreders en daardeur hulle bemagtig. Absoluut, ek dink dis waar ons ongelukkig ook nou moet stilstaan, Marcel, maar ek dink daardie gesprekke, daardie emosionele intelligensie waar jy met die kind bemagtig, is al klaar die stap in 'n regte rigting. Baie dankie vir jou tyd vanaand op Fokus. Net hierna 'n vroeë Kersgeskenk vir Sakkiesdorp se mense, bly ingeskakel. Welkom terug. Die gemeenskap van Sakkiesdorp buite Dispatch in die Nelson Mandela Metropool kan vanjaar glimlag en lekker Kersfees hou in hul nuut geboude huise. Dit nadat hulle vir jare in lendelamhuise gewoon het wat letterlik van sak en as gebou is. Die bouwerk aan die sowat 130 huise het vroeër vanjaar begin. Senior regisseur Keith Suyster en kameraman Gerrit Botes het die verslag saamgestel. Dis die huise waarvan die mense van Sakkiesdorp buite Dispatch in die Nelson Mandela Metro vir baie jare gedroom het. Hulle het vir jare in ou huisies van die apartheidsregering gewoon wat van sak gebou is. Dit was bouvallig en baie van die inwoners het vir hulle lewens gevrees. Fokus het sedert 2006 die verhaal van Sakkiesdorp se sukkelende mense vertel, maar die kreet het vir jare op dowe ore geval en leebeloftes is links en regs gemaak. Die hulpkrete van die mense van Sakkiesdorp was sover as die staatspresident se kantoor gehoor en hy self het vir Lydia rede draai gemaak. En toe was die vet behoorlik in die vuur, soveel so dat hierdie behuisingsprojek onmiddellik van stapel gestuur is. Een van die ou inwoners van Sakkiesdorp, Tanelina Brikwa, se ou huis was 'n groot gevaar vir haar en die familie. Hulle moes gewoond raak aan luise en vlooie en allerlei peste. Dit was klippe op my dak en dit was gemors voor my deur, soos jy self weet. Was genadeloos gebarste huis, wat die reën deur die huis ingekom het. Maar regtig, vandag sê ek dankie vir die Here, wat die Here vir my gedoen het, is wel gedaan. Regtig, ek is bly vir hy huis. Die jarelange gekla en baklei is nou uiteindelik iets van die verlede, meen Adrian Crozet. Hy was die voorbok in die stryd om Sakkiesdorp se mense in beter huise te kry. Die hele gemeenskap van Sakkiesdorp is hulle baie bly om sulke tipe huise te kry, want ek kan met
een asem vir jou sommer sê ook dat die tipe huise is gehalte huise wat ons kry. Is nie meer die gemors wat ons in gebly het nie. So op die einde van die dag glo ek dat die huise vir ons seker 30, 40 jaar, 50 jaar sal hy staan voordat hy seker regtig probleme kan gee. Adrian kan nie uitgepraat raak oor die kwaliteit van die nuwe huise nie. Ek is baie trots. Glo my wat ek wil sê, is klein, maar glo my die standaard van die huis is bo gehalte. En die ingenieurs wat ons hierso het en die bouinspekteurs wat ons het is nou nonsens mense. Hulle vat nie nonsens nie. Alles moet volgens spesifikasies gaan. As dit nie volgens spesifikasies is nie, dan breek jy af, dan moet jy oorbou. Die Nelson Mandela Metro en 'n bekende boukontrakteur is gesamentlik verantwoordelik vir die bou van die huise. Ons kyk in 'n omgewing van net meer as 9 miljoen rand. Jy is korrek, dit is 111 huise wat gebou gaan word en ons vorder reeds fliks in die stadium om die projek te voltooi. As jy kyk na die standaard, dit kos in die omgewing van R80,000 om so 'n huis op te rig. Sakkiesdorp se mense daarvan klaas verby en die gebied spog binnekort met van die beste laagkoste behuising in die Baai se metro. Ongelukkig kan nie alle Sakkiesdorpers deel in die vreugde nie, omdat baie van hulle reeds sedert 2006 gesterf het aan siektes soos tuberkulose en vigs. Nou kan hulle sommer fokus in hulle eie huise kyk. Dis was vanaand se program. Kykers se kommentaar en voorstelle is altyd welkom. Skryf net die woord fokus, gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. En u kan gerus ook 'n lid word van ons Fokus groep op Facebook. Van my, Lenet Francis en die res van die Fokusspan. Totsiens, hoop jy 'n aangename week. Tot volgende Sondag aand.